Ons lees Jakobus 4 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar wie is jy wat 'n ander oordeel? Ons lees dan net tot hier uit die lieflike woord van die Here. Vriende, dit is dan Jakobus 4 vers 7 wat ek net nog 'n geleentheid wil neem om aan u te noem. En dit is: onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Die tema vanoggend is dinge in die kerk wat in die hel hoort. Daar is sekere dinge wat nie in die kerk pas nie. En nou my broeders en susters, my ma het my geleer, toe ons nou kinders was, hoe moet ons aantrek, en sy het gesê, bruin pas nie by swart nie. Nou weet ek, vandag gee mense nou nie meer vreeslik daarvoor om nie, en dit lyk vir my, hoe meer verspot mense kan aantrek, hoe meer is hulle nou in die mode. En sy het ook gesê, onthou, blou en groen pas ook nie by mekaar nie. Daar is sekere kleure wat met mekaar bots. Nou, ons kry seker nou nie al die kleurskakeringe reg nie, maar dit lyk vir my, daar is sekere dinge wat nie by iets anderster pas nie. Dit is so skinny jeans wat nie by manne pas nie. Asseblief manne, moenie dat iemand vir jou sê, jy lyk goed of mooi in 'n skinny jean nie. Jy lyk soos 'n tandepasta buisie wat van onderaf uitgedruk is. Jy lyk nie goed nie. Skinny jeans pas nie by boerseuns nie. Moenie die goed aantrek nie. Die Bybel leer ook vir ons, daar's sekere dinge wat nie pas nie. Ons lees byvoorbeeld in Spreuke 11 vers 22, 'n goue ring in 'n vark se snuit. So is 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. Jy sien, 'n vrou kan mooi wees en haarself mooi aantrek en Revlon oogwimpers aan hê, maar uiteindelik, as sy nie beleid het nie, dan pas dit nie by mekaar nie. Daar is sekere dinge wat nie pas nie. 'n goue ring in 'n vark se snuit, of 'n voël in 'n koutjie, of 'n jagluiperd in 'n hok, of 'n karp in die seewater, daar is sekere dinge wat nie pas nie en nie hoort nie.
En dinge wat ook nie met mekaar meng nie, soos olie en water wat nie meng nie, so meng lig en duisternis nie. So is daar sekere dinge wat nie in die kerk hoort nie. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 16 sê, watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowiges met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Sekere dinge wat nie pas nie. Lig en duisternis kan nie meng nie. En Jakobus, die skrywer van hierdie brief, was natuurlik die halfbroer van die Here Jesus, wat 'n leiersfiguur in die vroeë Christelike kerk was. En na aanleiding van die kerkgeskiedenis, sowel as Handelinge hoofstuk 15, blyk dit dat Johannes 'n prominente, Jakobus 'n prominente leierfiguur in die vroeë Christelike kerk was, amper soos die moderator in vandag se terme. En nou skryf hy oor 'n groot probleem wat hy opmerk in die vroeë Christelike kerk. Dat daar dinge in die kerk is wat eerder in die hel hoort. Dinge wat nie onder die kerk van die Here Jesus behoort te wees nie, en hy spreek hierdie probleem aan, en dit word sigbaar in die teksvers van ons oordenking, vers 7, wanneer hy dan per implikasie veronderstel dat die duiwel onder die kerk is, en dat die duiwel uit die kerk uitgewan moet word, dat hy moet wegvlug. Dit is die afleiding wat ons maak vanuit vers 7, dat die leier van die vroeë Christelike kerk kyk na die kerk en sê vir hulle, die duiwel is onder julle. En julle moet hom weerstaan, dat hy kan wegvlug. Ons het hierdie spreekwoord, wanneer iets nie na behore is nie, dan sê ons baie keer die hel is los. Vrouens sê dit baie keer vir die kinders, as jou pa by die huis kom, dan is die hel los. Of wanneer iemand gewaarsku word, dat as hulle iets gaan doen wat hulle nie moet doen nie, dan word daar gesê, as jy dit doen, dan gaan die hel los wees. En dit blyk in hierdie gedeelte dat die kerk dinge gedoen het wat hulle nie moes doen nie, en die hel is los. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu onder hierdie mense, en hy soek wie hy kan verslind, maar dit is duidelik dat baie van hulle alreeds in sy kake vasgevang is, dat die duiwel los is, maar dat hy weerstaan moet word, sodat hy sal wegvlug. Daar is dinge wat toegelaat is, wat die kerk ingevoer is deur die duiwel, deur mense wat dit ingebring het, wat die wil van die duiwel eerder doen. Maar ons word vanoggend opnuut dan daarop gewys uit God se woord, dat daar dinge in die kerk is wat nie hoort nie. Dit pas nie, dit kan nie meng nie. Dit moet uitgeweer en uitgeban word. Efesiërs 4 vers 27 sê, en gee aan die duiwel geen plek nie. Geen plek nie. Want as jy hom toelaat, sal hy verwoes. En as ons hom hier toelaat, sal hy verwoesting bring. Wat is die eerste ding in ons skrifgeleese gedeelte wat in die kerk is, maar wat in die hel hoort? Die heel eerste is wellus. Vers 1 tot vers 3 sê dit vir ons. Vers 1, waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste, wat in julle lede stryd voer nie? As alle sonde by hoogmoed begin, dan het die vroeë kerkvader Augustinus gesê dat die punt waartoe sonde op pad is op pad na wellus toe. En hy het dit met betrekking tot seksuele oortredinge in verband gebring.
Nou alhoewel hy 'n baie goeie punt het, is dit die waarheid, dit is op pad na welis toe, maar welis is veel meer as net seksuele oortredinge. Welis wys ons en is gewortel in 'n diepe selfsugtigheid en onversadigbaarheid. 'n Honger na meer, 'n soeke na meer. En die oorspronklike woord vir welis beteken lekkernye. Dit word dikwels in die Bybel met lekkernye, veral in die Ou Testament, vertaal. Dit is nou sweets, 'n soetigheid. En dit blyk in hierdie gedeelte wat ons gelees het, asof die vroeë kerk 'n onbedwingbare soettand vir die verkeerde ontwikkel het. Dat hulle daartoe geneig is, dat hulle dit kryf, dat hulle daarna honger, dat hulle vleeslike begeertes vervul moet word. En nou in hierdie verse wat ons gelees het, sien ons dat hierdie wellus bring sekere dinge in die gemeente na voorskyn. Daar word 2 keer gesê, hulle is besig om met mekaar te veg. Daar word 2 keer gepraat van oorlog. Daar word gepraat van die een begeer teen die ander. Jy weet, die een wil meer hê as die ander, die een wil belangriker wees as die ander. Daar word selfs gepraat van moord word gepleeg. Terwyl ek van mening is dat dit nie noodwendig fisiese moord is nie, maar dat dit geestelike moord is of haat is, want die Here Jesus het in Matteus 5 vers 21 en 22 hierdie 2 dinge met mekaar gelyk gestel, dat as ek my broeder haat, dan is dit so goed soos moord, en uiteindelik sê Johannes in 1 Johannes 3 vers 15, elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. Maar nie net moord, en vegterye, en begeerlikheid teenoor mekaar nie, ook naaiwer. Die mense is afgunstig en jaloers teenoor mekaar. Die een laat nie die son oor die ander een skyn nie. Naaiwerig, afgunstig en jaloers. Jy weet, as die ene dankie gekry het bo my, dan is ek kwaad. As die ander een meer komplimente kry as ek, dan is ek kwaad. En die een laat nie die son oor die ander een skyn nie. Ek onthou by geleentheid het ek 'n begrafnis baie jare gelede bygewoon in 'n ander kerk, en die dominee kom in die kansel en hy sê, hy gaan nou nie bedankings doen nie, maar hy wil asseblief net vir oom X baie dankie sê vir die leen van sy back actor om die graf te grou. Jy weet, ek sit daar en ek dink, hoekom doen hy dit? En bietjie by navraag toe kom ek agter hoekom hy dit gedoen het. Weet, hy sê nie dankie vir die dokter nie. Die dominee word nie dankie voor gesê nie. Die koster word nie dankie voor gesê nie. Die een wat die klank doen word nie dankie voor gesê nie. Die hospitaal en almal wat daar gewerk het word nie dankie voor gesê nie, maar die oom wat die gat gegrou het, vir hom word dankie gesê. Want as hy nie dankie gesê word nie, dan wip hy homself en is die hel los in die gemeente. Jy sien, jy kry mense wat al ewig daarop uit is vir dankies en aanmoediging en aanprysing, en bewaar jou siel as jy dit nie doen nie. Die naaiwer en die afguns wat daar is teenoor medebroeders en susters in die geloof dikwels is skokkend. In mense se pogings dat die een sterker en groter as die ander een moet wees. Die een moet meer waardering hê as die ander een. En wat het hierdie teks gesê wat ons gelees het? Nou word daar 3 keer gesê, in vers 2, 2 keer en in vers 3, in vers 2, en julle kan niks verkry nie. Al hulle welis, al hulle begeertes om meer te hê, meer aansien, meer roem, in hulle vegtery en armdruk onder mekaar in hierdie gemeente, het dit uiteindelik niks opgelewer nie. Vers 2 sê, en julle kan niks verkry nie. Vers 2, en julle het nie. Vers 3, en julle ontvang nie. Hoekom nie? Want alles wat hulle soek is in hulle welis, hierdie onbevredigbare honger wat in hulle hart is na meer en selfsug om hulle self te laat geld. Hulle kry niks uit welis nie. Dit word vir hulle absoluut as niks gereken. Dit wat die duiwel vir hulle beloof, betaal nie uit nie.
En jy weet, nou kan die dominee preek oor bakleierye in die gemeente en veg en oorlog en armdruk, en die dominee kan preek, haal jou mes uit die ander een se rug uit, en die dominee kan preek, haal jou naels uit die ander een se vel uit, en hou op lelik wees met mekaar, en hou op beklei met mekaar, en veg met mekaar, maar die probleem is nie aangespreek nie. Die bron van alle dinge is welis. Wat is die oorsprong? Die simptome van al hierdie dinge kan hanteer word. Jy kan probeer om een kokkerot per kokkerot met doem te spuit, maar as jy nie by die nes agter die asblikke uitkom nie, gaan jy die hele tyd besig wees daarmee. Die nes moet hanteer word. Wellus moet afgesterf word. Eie belang en selfsug moet gekruisig word. Ons moet aan 'n einde van ons eie belang en selfsug kom. Ons moet daar wees waar ek met Christus gekruisig is. En al my belang en alles wat ek soek om nog bevredig te word, moet afgesterf word. Daar is dinge wat in die kerk nie hoort nie. Hierdie selfsug hoort uit die duiwel. Dit hoort in die hel. Dit hoort nie onder die kerk nie. Dit moet afgesterf word. Dit hoort in die hel, nie by die hemel nie. En dit bring ons by ons volgende probleem. Dinge in die kerk wat in die hel hoort, is wêreldgesindheid. Liefde vir die wêreld hoort nie in die kerk nie. Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Hier word van geestelike egbrekers en egbreeksters gepraat. Mense wat nou gesê het, hulle verbind hulle self in trou aan God, maar wat in dieselfde asem ontrou raak en met die wêreld flankeer, wat vlerk sleep by die begeerlikhede van die wêreld. Dit is soos iemand wat sy groen rugbytrui aan het en onderaan 'n swart een. Vir as sy span verloor, dan trek hy vinnig die groene uit. Dit is soos mense wat in die wêreld 'n agterdeur vir die kerk, 'n agterdeur vir die wêreld oophou. Mense in die kerk wat 'n agterdeur vir die wêreld oophou. Hulle wil graag in die kerk wees, maar hulle wil die dinge van die wêreld nog geniet. Hulle wil so met die een voet in die kerk en met die ander voet in die wêreld staan. Hulle wil tog nog 'n bietjie plesier hê in hierdie wêreld. 1 Johannes 2 vers 15, 16 en 17 sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ons het dit in die bid hier hanteer. Die Vader en die wêreld verskil op 3 terreine in wese. Die een is lig, die ander een is duisternis. Dit verskil in waardes. Die een wil jou vlees bevredig en die ander een wil jou gees versadig. Dit verskil in waarde. Die een gaan verby en die ander een bly vir ewig. Wêreldsgesindheid pas nie onder kinders van die Here nie. 'n geneigtheid en ingetoonheid tot die wêreld, aangetrokkenheid tot die wêreld hoort nie onder ons nie. God het ons dan uit die wêreld uitgered, uit die duisternis uitgebring en oorgeplaas, ingebring in die koninkryk van die lig. Die wêreld hoort nie meer in ons nie. Uiteindelik is dit so dat jou vlees, die sondige natuur, altyd ook soek en hunker na die verkeerde. Maar hierdie dinge moet afgesterf word. Wanneer vuil grappe vertel word,
Wanneer gevloek word en jy gewoond is om daaraan te lag, dan moet jy nie meer daarvoor lag nie. Jy moet die dinge van die wêreld afsterf, die plesier wat die wêreld jou bied. Jy weet, sommige mense, hulle wil tog nou nie hê ander moet dink hulle is vreemd en snaaks as hulle nou uitstaan vir die Here Jesus nie. By die skool of waar ook al ons beweeg, dat mense sal weet ons is kinders van die Here. Ons kan ons nie skaam vir ons getuienis nie, vir vriende en vriendinne bang wees, dat ons nou nie met hulle saamloop op hulle verkeerde paadjies nie. Petrus skryf, dat as ons nie met hulle saamgaan nie, dan laster hulle. Hulle verstaan nie dat ons nie met hulle saamgaan nie. Ons wil nie meer soos hulle wees nie, want wêreldsgesindheid hoort nie in die kerk nie. Die plesier van die wêreld, natuurlik my broeders en susters, en ek sê dit gereeld en ek kwalifiseer dit net weer, daar's baie dinge wat ons as kinders van die Here kan geniet in hierdie lewe. As baie dinge wat ons het om te geniet, maar wanneer my hart geanker word in hierdie wêreldse dinge, waar dit vir my meer gaan oor genot as God, dan het ek 'n probleem in my hart en dit moet uitgeweer word. Wanneer dit meer gaan oor my vlees en sy drange, wêreldsgesindheid word gesien en word verklap deur my prioriteite. As my prioriteite by die wêreld lê, dan het die wêreld 'n oorhand in my lewe gekry. Dit wat my gedagtes oorheers, is dalk wêreldse dinge, is dalk plesier van hierdie wêreld. Ek is meer behep met my ontspanning, met my gemak, met my geld, met my bankrekening. Hierdie goeders oorspoel my dalk. Dan moet ek weet, die wêreld het sy kloue diep in my hart ingekry. Maar wanneer jou prioriteite reg is, dan sal al hierdie ander dinge in elk geval vir jou bygevoeg word. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sal al die ander dinge kom en in plek val. Maar wanneer my hart geneig is tot die wêreld, dit hoort nie so nie, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is, sê Romeine 12 vers 2. Ons moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Dit beteken, wanneer hulle na 'n wêreldling kyk, en hulle kyk na my, dan moet ons nie dieselfde lyk nie. Ons moet nie dieselfde ryk nie, ons moet nie dieselfde praat nie, ons moet nie dieselfde doen nie, ons is nie gelykvormig aan die wêreld nie. Op 'n praktiese manier word dit gesien in my prioriteite. Waaroor ek praat, waaroor ek dink, is dit in die wêreld, in die modder van hierdie wêreld, of bedink ek die dinge wat daarbo is, waar lig en heerlikheid is. Maar die volgende is hoogmoed. Dinge in die kerk wat in die hel hoort. Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges. Dit hoort nie in die kerk nie, dit hoort in die hel. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die vraag is, waar kom hoogmoed vandaan? Dit kom van die duiwel af. Punt, klaar en verby. Dit kom uit hom uit. Hy is die bron en die oorsprong daarvan. In die tuin van Eden het die duiwel na die mens toe gekom en die mens aangebied om soos God te wees, maar hy het gelieg. Hy het die mens nie aangebied om soos God te wees nie. Hy het die mens aangebied om soos hy self te wees. Om hoogmoedig te wees. Om soos God te wil wees. Dis wat die duiwel van die begin af wou gehaat het. Dis waarop hy sy versier mik. Hy wil soos God wees. Hy wil God wees. En daarom word hoogmoed ook gekwalifiseer as selfvergoddeliking. My broeders en susters, dit is hoekom die duiwel uit die hemel uitgewan is. Want hoogmoed word in ander terme selfvergoddeliking genoem. Daarom weerstaan God die hoogmoedige. Want die hoogmoedige sê, ek sal oor myself regeer. Ek sal my eie God wees. Ek weet beter, ek is hoër as wat ek gemaak is. Ek kan oor myself besluit. Hoogmoed kyk neer. Hoogmoed stel homself op.
U sien, en uiteindelik is die ergste vorm van hoogmoed wat in die kerk is, wat in die hel hoort, geestelike hoogmoed. En geestelike hoogmoed begin by selfregverdiging. Wanneer 'n mens dink hy kan homself voor God regverdig maak. Hoor mooi wat die woord selfregverdiging beteken. Die hart daarvan is, 'n mens dink hy kan selfstandig voor God staan. Hy kan homself voor God regverdig. Selfregverdiging beteken 'n mens dink hy is gelyk aan God. Hy het nie God nodig om homself in die hemel te kry nie. Nee, hy kan homself mos nou 'n plekkie in die hemel besorg deur sy goeie hoedanighede, dat hy nie soos die res en soos die ander is nie. Daarom sê ons hoogmoed is selfvergoddeliking, waar iemand homself verhoog tot 'n plek wat hom nie toekom nie. Hy regeer oor homself, hy heers oor homself. Dis die hart van die duiwel oor al die jare, om homself met God gelyk te stel. Dat 'n nietige skepsel dink hy kan die heilige God beïndruk met sy regverdigheid. Dat hy dink hy kan die hemel verdien. Dit moet uit die kerk uitgeweer word, my broeders en susters. Dit hoort nie in die kerk nie. Hoogmoed hoort nie onder ons nie. Ons is nietige stofwurms. God sê gedagtig dat ons stof is. As jy jouself verhef, sal jy verneder word. Romeine 12 vers 3 sê, deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir julle, elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Galasiërs 3 vers 6, want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Hoogmoed hoort nie onder ons nie. Jy sien, want wanneer hoogmoed in die hart is, dan word daar regterskoene aangetrek. Wanneer iemand hoogmoedig is, dan kyk hulle neer op ander. En uit hierdie moeder van sonde vloei die res voort, en dit bring ons by die laaste. Dis wat die teks ook vir ons sê. Kwaadpratery word gebore uit 'n hoogmoedige hart. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. En kyk nou uit hierdie hoogmoedige hart, nou sê Jakobus 4 vers 11 tot 12, die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet, en as jy die wet beoordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy om 'n ander te oordeel? U sien, hoogmoed bring jou op daardie plek dat jy dink jy is 'n regter oor ander mense. Jy stel jou gelyk met God om te dink jy het die reg om ander te oordeel. Maar nou sê Jakobus, daar is net een wat die mag het om te red en te verderf. Dit is God. Wie is jy om te oordeel? Jy sien, my broeders en susters, hierdie klein gespierde hidrostatiese orgaan in ons mond is 'n monster wat mense se lewens kan afbreek en vernietig. Net die vorige hoofstuk, in hoofstuk 3, praat Jakobus van die tong en die beheersing van die tong. En hy sê die tong is 'n vuur in Jakobus 3 vers 6. 'n Vuur wat verwoesting kan saai. Soos 'n klein vuurtjie hout aan die brand steek en groot verwoesting kan bring en woude en graslande kan afbrand. So is 'n mens se tong die vuur. En nou sê Jakobus, waar word hierdie vuur aangesteek? Waar word dit aangesteek, sê Jakobus? In die hel. Gaan lees Jakobus 3 vers 6. Hy sê, dit word aangesteek uit die hel. 'n Tong wat seermaak, 'n tong wat slaan, hoort nie onder die kinders van die Here nie. Dit hoort in die hel. Jy sien, die probleem met 'n mens se tong is, 'n mens se tong is maar net 'n simptoom van jou hart se kondisie. Want dit wat die hart van vol is, loop by die mond oor, en as 'n tong kwaad praat, dan is dit die simptoom van 'n hoogmoedige hart wat dink hy het nodig om regter te wees oor ander. En nou het ons mos hierdie gesegdes, ek skinder nie, ek praat mos net die waarheid.
Luister my vriende, 'n skinder word nie gekwalifiseer of dit waar of vals is nie. Enigiets agter iemand anders se rug wat hulle in 'n slegte posisie of neerhalend van hulle praat of dit nou die waarheid is al dan nie, dit hoort nie. Die enigste verskil is as dit nou nie die waarheid is nie, dan is dit nou net lieg en skinder. Ander doen dit juis om hulle self in 'n beter posisie te sit. As hulle neerpraat op ander, kwaad praat van ander, dan is dit eintlik om die lig op hulle eie goeie geregtigheid te bring. Ek is nie soos daardie mense nie. Ek doen nie dit wat hulle doen nie. Natuurlik die ander een is, ek skinder nie, ek sal dit voor hom of haar ook sê. Maar net die feit dat jy sê, jy sal dit voor of haar of hom ook sê dat jy nie nou in hulle teenwoordigheid is nie. Jy verklap jou eie hart deur dit te sê, want jy sê dit nie voor hulle nie, jy sê dit agter hulle. En my broeders en susters, weet jy hoekom moet ons nie kwaad praat van mekaar nie? Want ons lees in Spreuke 6 vers 9 en 10, jy kan nou van vers 16 af lees, dat daar iets is wat die Here haat, 6 dinge, en die 7de is vir hom 'n gruwel. En die een wat vir hom 'n gruwel is wanneer daar tweedrag gesaai word tussen broeders en susters. Kwaadspraak is iets wat uit die hel uitkom, wat in die hel hoort, dit moet daar toegesluit word. Dit hoort nie onder ons nie. Dit lyk so eenvoudig, dit lyk so klein, dis net 'n woordjie hier, 'n gedagte daar, en jy doen die wil van die duiwel deur jou tong. Hoekom praat mense kwaad van ander mense? Want hulle verlekker hulle self in die mislukkinge en in die sonde van ander. Hulle deel in die plesier van die duiwel, hulle verlekker hulle as ander mense seer kry. Ons moet ons tonge van mekaar afhou. Dit slaan so sweepsla, dit los emosionele letsels op mense en die wonde bly baie langer as fisiese pyn en seer. 'n Blou kol gaan verby, maar die letsels van 'n mens se tong bly. Dit slaan diep groewe in 'n mens se hart en in 'n mens se siel, en ons moet waak. Dieselfde Jakobus sê in Jakobus hoofstuk 1, as ons nie ons tong kan beheer nie, is ons godsdienste vergeefs. As dinge wat in die hel hoort. Jakobus 3 vers 6, kom ek lees dit vir u. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. My broeders en susters, die moderator van die vroeë Christelike kerk, kyk na die kerk en onder inspirasie van die Gees van God sê, daar is sekere dinge wat nie onder die kerk hoort nie, wat uit die kerk uit verban moet word. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. Die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu, wat mense se lewens verwoes, en wat aanklank vind, en vennootskap in jou vlees vind, hy moet uitgeban word. En hoe word dit gedoen? Nie deur om hom weg te jaag nie, nie deur om hier nou allerhande ritueles deur te gaan nie, dit begin by onderwerp julle dan aan God. En wanneer ons onsself aan hom onderwerp, dan kom dit na vore. Hier kom die antwoord ook in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Wanneer wellus sy pos vat, wanneer liefde vir die wêreld en hoogmoed en kwaadpratery die kerk ingevoer word, dan moet hierdie goed uitgeweer word. En hoe gaan ons dit doen? Jakobus gee die antwoord, vers 8, 9 en 10. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Wie klaag, treur en ween, laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Hulle wou hulle self verhoog, hulle wou hulle self laat geld, maar nou kom die antwoord, buig voor God, maak erns daarmee, breek julle harte, laat julle gelag in ween en in treurigheid verander, maak erns hiermee, want daar is sekere dinge wat buite die kerk hoort, wat nie onder ons moet wees nie, en dan as ons aan hom onderwerp,
die duiwel weerstaan, dan sal hy wegvlug en God sal sy lig laat deurbreek en ons sal gereinig en gesuiwer word om te wees soos Jesus is, soos wat hy wil hê die bruid moet wees, soos Paulus gesê het, om ons as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Dinge in die kerk wat in die hel hoort. Welis, liefde vir die wêreld, hoogmoed, kwaadpratery. Dit hoort nie onder ons nie. Die Here gee genade om ons skoon te was. Deurgrond my hart en toets my Heer en kyk of daar iets is in my wat vir U tot oneer sy. Laat die Here jou hart reinig vandag. Kry die dinge wat van die hel af is uit jou hart. Straf toch nie in ongenade my misdade.